Goeiemôre vriende. Soos beloof is hierdie die eerste opname in die reeks wat kom om te ondersoek en te sien wat sê die skrif. Staan ons onder die wet of staan ons nie onder die wet nie? Ons het met die vorige opname het ek bespreek dat indien jy Paulus wil reg verstaan wat blykbaar sê ons staan nie onder die wet nie, dan moet jy dit daarom van 'n eerlike benadering af ondersoek. En dit is nommer 1 dat Paulus homself sê hy was 'n fariseer, hy was 'n rabbi. Hy het groot geword in die diaspora. Paulus het hy het gaan studeer onder die skool van Gamaliel. Gamaliel wat die fariseer van fariseërs was. Paulus is onderrig deur hom. En so het Paulus die Haderech, wat die titel was van die mense wat Messias se leringe gevolg het. Haderech beteken in Afrikaans die weg wat hy vervolg het. Ons lees in Handelinge van Stefanus, waar Paulus die klere gehou het van die mense wat Stefanus gestenig het. Ons lees dan van Paulus wat op pad was Damasek toe, of Damaskus, soos dit in die Afrikaanse Bybel is, om die gelowiges van Haderech te vervolg. En waar hy ontmoeting met Yeshua HaMashiach, Jesus die Christus gehad het, en wat hom gedraai het nou, die kerk hou daarvan om te sê, hy het geconvert, wat vals is tot die diepstes van die hel. Hy het nooit geconvert nie. Wanneer jy kyk na die skryfstyl van Paulus, jy neem in ag dat hy 'n Hebreër was, hy was 'n Jood, wat groot geword het in die weë van die Jode, in Hebreëus was sy brontaal, en ons kyk na sy skryfstyl, so kan ons nie anderster, as jy eerlik is, om te sien dat hy skryf Midrashim. 'n Midrash is 'n rabbi, fariseer metodiek om uit te redeneer en te kyk, wat sê die skrif werklik. Messias verwys na die fariseërs nie in 'n slegte konteks nie, hy sê inteendeel vir jou, as jou geregtigheid nie groter is as die van die fariseërs nie, sal jy die koninkryk nie beerwe nie. Hou vas aan dit. Kom ons kyk 'n bietjie, wat sê die teks en wat is die konteks daarvan. Maar wanneer ons kyk na die teks, so kom ons veronderstel Paulus sê, ons staan nie onder die wet nie. Ek is absoluut 100% oortuig in dit wat ek nou gaan doen, dat Messias sê, jy moet wel die wet onderhou, wat dan beteken, dat Paulus en Messias teenstrydig is met mekaar. En indien dit so is my vraag, wie is jou apostel en wie is jou Messias? Net 'n belangrike vraagie wat daar in die lig moet hang. So kom ons begin eers by Messias, en ons sien wat sê hy, en die grootste, belangrikste plek, waar hy gepraat het van wat sy stand is teenoor die wette van God, sien ons dit in Matteus 5. Nou Matteus 5 tot Matteus 7, vir die wat nog nie dit so gesien het nie, is wat bekend staan as die bergpredikasie. Dit is losaande die belangrikste diens of seremonie wat daar in die Bybel opgeneem is Matteus 5 tot 7. Matteus 5 vers 17, deel van hierdie bergpredikasie waar tydens Messias bekend gemaak het wie en wat hy is, sê hy die volgende: Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou, die meeste kerke hou daarop lees. Maar vers 18, wat deel van die konteks is, sê hy, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Hier is soveel saamgevat in hierdie teks. Maar alvorens ek daarop ingaan, moet ons besef dat die koninkryk van die hemele na wat verwys is, die 1000 jaar koninkryk is wat op hierdie aarde gaan wees, waar hy gaan regeer as die hoofpriester, as die koning, as die meester Messias, en hy sê, jy sal daar nie ingaan, as jy nie geregtiger is as die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Nou kom ons ontleed hierdie teks 'n bietjie in 'n soortgelyke formaat as wat Paulus inskryf. Ons doen ons eie midrash, en ons kyk na, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, ek het nie gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Nou die Griekse woord wat jy daar kry is kataloo, wat inderdaad beteken om dit tot nie te maak.
Maar nogal verrassend vir baie mense is dat Matteus ook geskryf is in Hebreëus. Inteendeel, daar is meer as 30 manuskripte bekend vandag wat in Hebreëus geskryf was, en Matteus, wie se oorspronklike naam Mattejahu was 'n Hebreër, 'n Jood, en daarom het hy geskryf in Hebreëus ook. So die woord wat ons kry is kataloog. Die Hebreëse woord wat ons daar kry is laakor, wat beide beteken om dit tot nie te maak of te ontbind. Hy sê, ek het nie gekom om dit tot nie te maak of dit te ontbind nie, maar ek het gekom om dit te vervul. Nou, die woord vervul in die Grieks is plerou, wat beteken om dit voluit te gee. Die Hebreëse woord is lakayem, om dit te vestig en op te hou. Ons lees verder. Hy sê in vers 18, voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, alvorens dit nie gebeur het nie. So ons weet nou, tot en met wanneer die wet van God staande sal bly, elke jota, elke titel van die gebooie. Ons lees, wanneer is dit? Wanneer ons kyk na die teks, sal ons sien in Openbaring 21. Openbaring 21 sê die volgende, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Hierdie uitspraak of hierdie beeld wat Johannes sien in Openbaring, kry ons na die oordeel. Dit is vir die 1000 jaar koninkryk. Ons kry dit wat gereflekteer word by the way in Openbaring 14. Dan kry ons dit na die finale oordeel, die wit troonoordeel van die Vader homself, waar die boeke oopgemaak word, die boek van die lewe en die boeke van dade. Ons sien, wanneer die hemel en die aarde vergaan, is dit reeds wanneer Satan en sy volgers ter helle gewerp is. Of dit wat ons sien as die hel, en by the way, die woord hel kom nie een keer in die Bybel voor nie, die werklike Bybels, wat in die brontale is Hades of Gehinnom of 'n refleksie daarvan. So tot en met die finale oordeel van wie die nuwe koninkryk kan ingaan, sal die gebooie staande bly sê. En dan sê hy dat die wat dit nie onderhou nie en ander so leer, sal die minste geag word in die koninkryk. Elagistas is die Grieks, wat beteken die kleinste, die minste in waarde. Nou ek wil 'n punt lig oor dit. Teenoor die megas, die wat groot geag word in die koninkryk van God, en dit is groot in statuur, groot in aansien, groot in die ontvanklikheid van die seëninge van God. Nou ek vra myself 'n vraag al wanneer ek hierna kyk, en ek vra maar, wat beteken dit om die minste te wees? Seerlik, vir my is die minste in die konteks van ons wêreld die wat laaste kom. Dit is die wat niks ontvang nie. Nou moet ek dit opweeg om te sê, as ek nie die gebooie onderhou nie, gaan ek nie minste wees. As ek die gebooie onderhou, gaan ek groot wees. Ek gaan groot wees in alles. Ek wil nie die minste wees nie, want by definisie verloor jy. Jy sien, Messias sê, jou geregtigheid moet meer wees as dit van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Waar kom geregtigheid vandaan? Die definisie van geregtigheid. Wie is geregtig in die oë van God? Die een wat die finale besluit neem. En by the way, as jy die Bybel gaan lees in eerlikheid, sal jy sien dat wanneer die finale oordeel gevel word, ek en jy nie 'n spreekbeurt het nie. Dat daar slegs 'n oordeel geneem word op getuienis van jou keuses deur jou lewe en dit wat jy doen en sê. Hoe word geregtigheid bepaal? Ons sal nou sien wat Paulus se opinie is oor dit. Ons lees in Levitikus 19:2. Spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, Jehova, julle God, is heilig. Ons kry hierdie instruksie, en dis 'n interessante ding. Ek vra vir 'n groot deel van Christendom, wanneer ek met hulle praat oor hierdie goed, vra ek vir hulle, is jy heilig? En 99% van die tyd is die antwoord nee, ek kan nie heilig wees nie. Nou, dis nog 'n valsheid wat jou dominee, jou pastoor, jou priester, jou broeder, jou kerk jou vertel.
is dat jy nie heilig kan wees nie. Want jy sien hulle verbloem die waarheid van dit. Die woord heilig in Levitikus 19 is kadosh. En kadosh dui op 'n keuse. Die implikasie van dit beteken dat jy 'n keuse het elke oomblik van die dag of jy heilig gaan wees of nie heilig gaan wees nie. Want jy sien kadosh beteken om afgesonder te wees. To be separated. En Levitikus 19 se kadosh is alles relevant tot jou keuse elke dag of jy gaan lewe volgens die wil van die Vader of volgens die weë van die wêreld. Die elke oomblik as jy besluit om 'n gebod te verontagsaam, besluit jy om lo-ami te wees. Dit beteken jy besluit deur jou keuses om nie deel van God se uitverkorenes te wees nie, want jy is nie afgesonder nie, jy is nie uitgesonder nie, jy doen wat die wêreld doen. Die instruksie om heilig te wees beteken om die besluit te neem om in gehoorsaamheid van die wet te wandel, al dan nie. En weer 'n keer, ek herhaal, dat die wet waarvan hier gepraat word, nie die Joodse wet is nie, daar is 'n verskil, al probeer die groter deel van Christendom vir jou die teendeel bewys. Die Joodse wet staan bekend as die Halacha, of die Oral Torah, of die mondelikse wet, waarteenoor die wet van God is die Torah, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. God sê, wees heilig, want ek is heilig, wat beteken, hy het hom afgesonder as die God van die wat lewe volgens sy wil. Dit is so short and sweet wat dit beteken. En so kom ons kyk na Paulus. Almal sê, Paulus het gesê, ons staan nie onder die wet nie, ons onderhou nie die wet nie, ons hoef nie aan die wet te voldoen nie. So kom ons lees 'n paar stukkies van wat Paulus te sê het. Ons sien in Romeine 3 vers 19 word baie aangehaal, wat sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So dit word nou aangehaal om te sê, sien jy staan onder die wet, so jy sal verdoem word deur die wet. Is dit wat dit beteken? Ek weet nie, ons sal nou sien wat Paulus sê, maar wat ek hier uitlees is dat 100% Paulus reg is, dat die wet dit is wat bepaal of jy sonde pleeg al dan nie. Want jy sien die definisie van die wet, die definisie van sonde, die morele waardes word bepaal deur die wet. Sonder die wet is daar niks wat vir jou sê wanneer jy sondig, hoe jy sondig nie. Kry partykeer die argument om te sê, ja, maar die Heilige Gees binne in my bepaal of ek gesondig het al dan nie. Nee, so wat sou jy dan sê, het 'n psigopaat, het 'n pedofiel, wat psigopaties is, wat geen skuldgevoel het nie. Het hy dan gesondig? Want hy voel hy het niks verkeerd gedoen nie. As ons dit oorlaat aan elke persoon se gevoel oor dit wat die Heilige Gees vir hom vertel, het die een wat van die ou mense gesteel het, hulle pensioene en goed, omdat hy homself verryk het, en hy het geen skuldgevoel nie, het hy dan gesondig? En dan sal ek weet nou al wat die responses gaan wees, maar ek stel nie belang in die responses nie, want jy sien Johannes sê vir ons, in 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, lig hy vir ons sekere dinge uit, en hy sê, die definisie van sonde lê in die wet. Interessant, hy sê ook, liefde aan God is gehoorsaamheid aan sy gebooie. Interessant. So kom ons gaan verder met Paulus. Ons sien, Paulus sê verder vir ons, in Romeine 3 vers 31. En voor ek dit lees, wil ek die volgende ding sê. Onthou, Paulus was 'n fariseer, opgelei deur Gamaliel, in die skool van die fariseërs, in die sinagogestelsel. Paulus was 'n rabbi, omdat hy opgelei was as 'n fariseer. Hy was 'n hooggeleerde man. Die styl waarin hy skryf is midrashim. Dit beteken dat jy die hele boek Romeine moet lees om die verskillende midrashim, die uitredeneringsprosesse te kan verstaan,
wat beteken dat hy haal die verkeerde stelling aan, hy gee 'n teenstrydige argument en hy kom tot 'n konklusie waarin hy sê, stellig nie, of in die Engelse Bybel, heaven forbid of God forbid, en dan in die Hebreëus sal jy kry Galila. En wat sê hy in Romeine 3 vers 31, nadat hy hierdie Romeine 3 proses gevolg het met die uitredenering van feite, vra hy die vraag, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? So hy vra, is die wet dan tot niet? Nee, stellig nie. Sy antwoord, die einde van die Midrash, nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig die wet. Ons kry 'n soortgelyke ding in Romeine 2, waar in Romeine 2 vers 12 tot 13 sê, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet beoordeel word. So, wat beteken dit? Dit beteken, die wat die wet erken, sal geoordeel word volgens die standaarde van die wet waar God se genade ook vasgevang is. Want God is self onderhewig aan die wet, dit wat hy daar gestel het. So dit beteken, wanneer hy sê daar gaan vloeke oor jou kom, gaan daar vloeke oor jou kom, en wanneer hy sê daar gaan seëninge oor jou kom, gaan daar seëninge oor jou kom. Maar let op die woordkeuse, jy gaan geoordeel word deur die wet, so jy gaan, jou skuldlas gaan bepaal word deur die wet. Wat sê hy van die wat sonder die wet is? Hulle gaan verlore. Hy sluit af in Romeine 2 vers 13 met daai gedagte, hy sê, en hoor wat hy sê, omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Jy sien, dit wat ek lees in Paulus se skrif, dit wat ek alles lees, sê selfs Paulus dat jy moet die wet onderhou. Wanneer ons in Handelinge gaan kyk na Paulus wat na Jerusalem toe gaan, hy word aangekla dat hy nie die wet onderhou nie. Dan sê hy, maar dis nie waar nie. Dan word daar vir hom gesê, vat 2 jong manne, vat hulle saam met jou na die tempel, gaan deur die ritueel, en hy gaan en hy betaal vir die jong manne ook, en hy skeer al sy hare af. Hoekom sal hy dit doen? Is dit een of ander obskure ritueel? Nee, dis die Numeri 6 verbond, deel van die Torah, by the way, onder die verbond wat hy met God sluit. Paulus het op geen stadium buite die wet gelewe of gesê ons moet sonder die wet wees nie. Elke plek waar jy kry waar die kerk sê dat jy nie onder die wet is nie, vind jy mensgemaakte doktrines. Hoekom? Dit pas hulle lewenstyl. Dit regverdig die wat steel van die congregants met die geld, byvoorbeeld. Ek het baie kerke wat ek kan noem, wat mense besteel. Dit regverdig jou lewenstyl. Dit regverdig die dinge wat jy doen. Regverdig dit jou voor God? Nee, inteendeel. Jy staan onder die oordeel van die wette van God, want dit is die bepalende faktor. Daarom vind jy dat wanneer God die boeke oopmaak, maak hy die boek van die lewe oop en hy sê die wie se naam nie in die boek van die lewe is nie. Die boek van die lewe se name word genoem Ami, die mense van God. Openbaring 14:12, soos ek laas gesê het, die definisie van die mense van God is die wat sy gebooie onderhou en vertrou op Messias. En die boeke van dade is die dade van almal. En daar kry jy dan die idee van Lo-Ami. Besluit maar self, kyk maar self, maar doen jouself 'n guns. Wees eerlik. Hou op wensdenkery pleeg. Hou op wens dat jy reg is, dat jy kan inlees in die wet en wat nie daar staan nie. As jy eerlik na die skrif gaan kyk, sal jy sien dat die keuse om heilig te wees lê by my en jou elke oomblik van die dag. Ek en jy kies of ons deel van die Hakadoshim gaan wees, of ons deel van die Lo-Ami of die Ami gaan wees. Die mense van God, of die wat nie die mense is van God nie. Maak die regte keuse, ingeligte keuse. En by the way, noem my wat jy wil. Gee my 'n titel net wat jy wil, ek gee nie om nie. En as die titel wat ek tans mee gekroon is, ek is 'n fariseer, dan beteken ek volg die wil van die Vader,
dra ek daardie titel met trots. Besluit self wat 'n titel jou toekom. Geseënde dag vir julle almal.